ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 375. Halleluja. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het. Dink aan die boek oor die eindtyd, vasgevang in die anti-Christus-sisteem, wat so uiters belangrik is vir die tyd waarin ons lewe en die dinge wat om ons besig om te gebeur en waarin sekere profeseë in opgeteken is wat reeds, ekskuus tog, tot vervulling gekom het. En dis vir ons so belangrik om te weet waar ons staan in terme van die tyd. Hoekom? Van daar soveel internetleers wat verkondig word, né? Sou jy belangstel in enige een van my boeke of 'n vraag het of dalk iets wil weet of iets wil deel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan ons webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor, want u het reeds 'n magdom van die informasie gemis. Uiters noodsaaklik dat u as 'n nuwe kyker inteken of subscribe op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Die reeks is lewensveranderend. Maak seker dit 'n skryfblok, 'n pen, ten minste 33, of 'n restoration of the original Sacred Name Bible byderhand. Kom ons bid saam. Dis my dankbaarheid wat ons vanmôre kom en u loof en u eer en u aanbid. En ons hande opsteek en sê, Vader, u is waardig. Yafashua, u is waardig. En die serafs roep heilig. Heilig, heilig is u. U wat is, wat was, wat kom, die Almagtige, wie leef tot in alle ewigheid. Dankie vanmôre, Vader, dat u vir ons dit moontlik gemaak het, dat u dit voorbeskik het reeds 2000 jaar gelede, dat u seun Yafashua aarde toe kon kom om vir ons sondes te kom sterwe. En ons wil vanmôre dan net hulde bring en sê baie, baie dankie. Yafashua, dat u bereid was om ons sondes en ons skuldlas op u te kom neem, sodat ons vanmôre in die heerlikheid en in die vryheid van die Ruach HaKodesh kan lewe en manifesteer. Seën vanoggend se woord, salf dit, benad dit met die Ruach HaKodesh. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja, halleluja. Laat dit so wees. Amen. Nie amen nie. Amen. A-I koppelteken M-E-I-N wat beteken let it be. Laat dit so wees. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vanoggend vir u 'n wonderlike tyd wees terwyl ons saam by die woord sit en ja, vir ons voed met die manna van die lewe. Ek raak net weer aan gisteroggend se skrifgedeelte, Prediker 12:2, voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkeer na die reën. Nou wat beteken en die wolke terugkeer na die reën? Die wolke kom, as dit klaar gereën het, dan gaan die wolke terug, die wolke is weg, maar dan vind verdamping plaas en dan kondenseer dit en dit vorm weer wolke en dit is hoe Jaffa dit voorsien het, dat daar water kan wees op die aarde en dat dit ook met ons plaasboere kan goed gaan. Nou gaan ons aan na vers 3. Die dag, nou kyk na die woord in die Bybel, die dag. Die koppelteken, die dag. Wat 'n dag? Vandag. Wanneer die ouderdom van ons besit geneem het. En die kragte van die liggaam min geword het. En nou gaan koning Salomo sekere eienskappe in beeldspraak vir ons aanhaal. En jy weet, vir jare het ons dit gemis. Die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe. Met ander woorde, die sekuriteitsmanne, daai ouens wat net so gebou is. Ek dink baie keer ons stoppel op met koerantpapiere goed, want
Een van daai manne het sulke arms so goed. Want hulle oefen hulle so. Maar dan gaan 'n tyd kom in die manne se lewe wanneer hulle by ons ouderdom kom en ouer, wanneer daardie wagters wat die huis opgepas het, wat hulle gaan bewe. Jy weet, na 60 gaan hulle eers meer werk hê nie. En dis waar die probleme al begin, want die regering en die ouens sê, die samelewing sê, na 60 is jy nie meer werd om te werk nie, bydrae te maak nie. En dit eintlik die tyd is die heel beste tyd wanneer ons 'n bydrae kan maak om die jong mense te leer. Dis juist wanneer ons nog die ekonomie kan aanhelp en ook ons eie self, ons eie huishoudings kan onderhou. Maar die samelewing sê nee, nou sê jy in plain Afrikaans useless, nou moet jy by die huis sit. Ek dink wat ek gaan doen, gaan luister na my reeks, wat gebeur na 60? Daar's 'n pragtige reeks wat daar lê. Net so halfuur, ja, so halfuur, bietjie meer as halfuur. Wat gebeur met my na 60? Wat gebeur na 60? Gaan luister na daai reeks. Maar ek wil tog sê, vat 'n seatbelt saam, hoor. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. As ek vir sê hoeveel oproepe en gelukwensings ontvang het van daai reeks af, sal jy my nie glo nie. Die dag, Prediker 12 vers 3, die dag, wanneer die wagters van die huis sal bewe, daai sterk ouens, wat almal gevrees het, en die sterk manne krom word. Ek het een oggend het ek gesê van, as ek uit die bed uit opstaan, dan lyk dit of hou onder begin en so opkatrol soos wat jy badkamer toe stap, dat by die tyd wanneer jy in die badkamer kom, jy ten minste regop kan staan. Want al die rugwervels wil nie lekker inwees nie en al die goed. En dis maar ongelukke en goed wat 'n ou gehad het jare terug toe jy jonk was. Iemand het eendag gesê, die tekens kom wanneer jy die dag oud is. Wanneer die sterk manne krom word, daar was tye gewees, ek dink die sterk manne, en selfs van die dames. Ek meen, daar was 'n tyd wat 50 kg sementsak net so opgetel en geloop het. Ons so aan die oor gevat en opgetel het. Daar was tye gewees, toe die sterk manne sterk was. Maar weet jy wat, soos wat die tye gegaan het daai kragte al minder geword. Hoekom? Want ons was nie meer al die tyd in dieselfde manier besig as toe ons in die ambag was en eisters opgetel het en aanhoudend met 14 pond hamers geslaan het en die tipe goed nie. Soos wat jy gevorder het in die lewe het jy jouself aan 'n ander lewensproses ingesit, bestuurdersproses, en in ons geval sommer baie jonk, ons eie besighede begin en in die besigheidswêreld gewees, waar jy nie meer die fisiese werk gedoen het, maar waar jy mense gehad wat dit vir jou gedoen het. Hy sê, en die sterk manne krom word. Julle manne weet vanmôre waarvan ek praat. Julle weet, julle krom geword het. Jy loop skeef, jy loop vorentoe. Hoekom? Want die rugspiere en die wervels wil nie meer so lekker nie. Jare is harde werk. Ek het my swaar, Wynand, toe hy geleef het, hy's 'n plaasboer gewees vir meeste van sy lewe. Hy het die Opkalien die grootste plaas gehad. Maar wanneer ek hom sien loop, daai man het so vorentoe geloop altyd, hy het so vooroor geloop as hy loop, maar daai man loop, die kilometers wat hy in 'n dag teen grensdrade afgeloop het, om te kyk, want die beeste goed nie kan deurgaan alles neem, wat hy tussen die pompe en die waterpompe en die store en die goed, het so geloop. Ek het altyd gesê, hy loop so, want as hy lê vorentoe, dat die wind hom nie druk nie. Hy loop voor, hy man kon loop, en 'n verskriklike sterk man. My ouderdom. Maar weet jy wat? Op sy sterfbed was hy ook kragteloos gewees. Hoekom? Want die krag verlaat 'n mens. Wanneer die ouderdom intree en wanneer die siektes en die goed oor 'n mens kom, dan verloor jy jou liggaamskragte. En dit, weet jy wat, is natuurlik. Die woord sê ons is gebore om een keer gebore om verseker te sterwe. Ons gaan sterwe. Maar nou kom apostel Paulus en hy sê, Yeshua is my lewe en die sterfte is 'n wins. Halleluja. Wanneer iemand kan sê die sterfte is vir my 'n wins. Iemand sê vir my vir Suster Connie,
gister, dat sy toe haar suster gesterf het, was sy so jaloers op haar suster, omdat die eerste gesterf het. Hoekom? Want sy wou huis toe gegaan het, sy kon nie wou huis toe gegaan het. Verlang om uit te lewe hierso by Jafashua, in te lewe. En dis wat dit is. Ons verlange moet wees om hier te wil uitlewe, want ons lewe by Jafashua in. Maar terwyl ons op die aarde is en Jaffa vir ons elkeen 'n werk het om te doen, 'n taak, ek wil nie sê 'n werk nie, 'n lewenstaak het, 'n bonatuurlike taak het, om sy koninkrykswerk uit te brei, dan moet ons dit doen met krag en met heerlikheid en met entoesiasme. Hy sê in die dag wanneer die sterk manne van die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne krom word, hulle word vorentoe. En die malers die werk staak. Die malers, die tande. Gelukkig het ek nog my tande. Ander ouens het lankal hulle eie tande. Want ek het 'n hele paar al weg. Beplan juis om 'n bietjie tande in te sit. En die werk, hy sê die sterk manne krom word en die malers hulle werk staan. Nou altyd ons gedink aan meele, nee, sê malers van die man, die sterk man. Hulle werk staak omdat hulle min geword het. Right, vir daai een in die tyd van koning Salomo was daar nie valstande gewees nie. Maar daarvoor het die medici dan 'n goeie ding uitgevind om vir mense te help om ten minste valstande te hê, jou kos kan fynkou. Omdat hulle min geword het. En die wat deur die vensters kyk verduister word. En die wat deur die vensters kyk, wat 'n venster? Wat 'n venster? Die venster van my oë. Wanneer ek deur die venster van my oë kyk, wanneer dit verduister word. Koning Salomo se tyd was daar nie 'n tyd wat jy 'n bril kon opsit nie, of wat hulle kon lense implant nie. Ek onthou so 2 jaar terug nog, het ek probleme met my oë opgetel. Verskriklik. Dis al die jare se rekenaarswerk en ure. Dit my sig geaffekteer. Baie van u dit nie eers ek het permanent bril gedra, u sal dit onthou. Ek dra bril per geleentheid, wanneer ek bestuur en so aan, want ek het 2 brille, een vir versien en die ander vir die rekenaarswerk, want ek het nog steeds. Maar hier waar ek hierso sit, kan ek sien wat aangaan, want ek kan my letters bietjie groter maak op die rekenaar. Maar hierdie medici, ook in die tyd van koning Salomo, het hy nie lensimplanting gehad nie, en hy het nie 'n bril gehad nie. So, wanneer die vensters kyk, hy sê, en die wat deur die vensters kyk, verduister word, die sig verloor. So ek sê, die koning Salomo het nie geweet van 'n bril nie, en hy het nie geweet van lense implant en katarakke wegneem en al daai goed nie. En dis hoekom ons ook dankbaar kan wees dat ons in 'n goeie tyd lewe waar al hierdie mediese navorsing gedoen is en al die dinge beskikbaar is om dit vir ons makliker te kan maak, dat ons 'n beter kwaliteit lewe kan lewe. Maar in sy tyd was daar nie. Kyk na die beeldspraak. Wanneer die wat deur die vensters kyk, dat ons altyd gedink dis 'n venster, nee. Dis die venster van my lewe verduister word. En die deure na die straat gesluit word. Nou sluit hulle die voordeur. En wanneer die deure na die straat gesluit word. Nee, dis nie waarvan hy praat nie. Die deure is my gehoor. En wanneer die deure na die straat gesluit word. Op 'n stadium het ek 'n gehoorstukkie gekry, want van die hamer slaan en die eisters en al die goed in die jare, hulle praat van dit as boilermaker deafness. Jy kry ook blacksmiths. Jy weet, en ek sien hulle maak ons die ouetjies nie meer soos hulle gemaak het in ons tyd. In ons tyd, ons het nie earmuffs gedra nie. Dit was 'n sussie wat 'n earmuffs gedra het. En vandag is dit 'n dom ding, dis 'n inding. Ek sê, sit earmuffs aan as jy met 'n hamer gaan werk, as jy hard gaan slaan. Nou is dit nie net jy wat met 'n hamer slaan op ietsie, daar's 30 boilermakers wat besig is om hierdie groot trailers, sleepwaens en goed te bou, tankers en tippers en technicus, en almal slaan en kap met hamers en laat val eisters hier. Dis 'n verskriklike geraas in daai fabriek, maar daai jaar het ons nie earmuffs, en dit is wat gebeur. En dat partykeer van hamers, Pastoor Rika,
agter my is en sy met my praat. Ek hoor nie, ek sukkel baie keer om te hoor, my kop draai so. Ek het 'n gehoorstukkie gekry, ek dra hom nie, want dit is vir my irritasie, verskriklik. Maar die tegnologie is daar. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer die deure na die straat gesluit word, wanneer ek nie meer so lekker kan. Jy sien net die ou slippe maak so, maar jy kan nie hoor nie. Jy weet waarvan ek praat. Dis nie iets niets hierso nie. Hy sê terwyl die deure na die straat gesluit word. Nou, ons is bevoorreg in die tyd waar ons lewe, dat daar tegnologiese vooruitgang is, wat dinge vir ons baie makliker kan maak. Maar weet jy wat? Ons kan nie om dit kom nie. Ek wil 'n Engelse woord gebruik. Ons kan dit nie bypass nie. Ons kan dit nie omseil nie. Hierdie dinge is op ons lewenspad. En Boet Prediker 1 gesê, dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae sal aanbreek, wat jy sal sê, ek het geen behaag daarin nie. Nou die tyd het ons gevang, die naweek is op ons. U moet dit geniet. Ek sê altyd vir Pastoor George Wilkins, ons praat gereeld, dan sê ek 'n minuut na 12 begin die naweek. Nou ja, 'n minuut na 12 begin die naweek. Kom ons soek net 'n geleentheid om die evangelie uit te dra. Dit wat u nou hierdie week geleer het hierso, deel dit met ander mense. En dis 'n goeie aanknopingspunt om by die diepere evangelie uit te kom. Kom ons doen die beste wat ons kan wees die naweek. Kom ons leef Jafashua. En ons skyn die vrugte van die Ruach HaKodesh na 'n wêreld wat soek na lewe. Tot maandag as Vader Jaffa wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.